Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van jou dag waar ons net vir 'n paar minute stil raak by die Here. Asemhaal en onthou, ons hoef nie die hele week vanaand uit te werk nie, want God is reeds in elke dag wat voorlê. Dis Sondag aand. En vir baie mense voel Sondag aand rustig. Die naweek raak stiller, die huis kom tot rus en die mense maak gereed vir 'n nuwe week. Maar vir baie mense voel Sondag aand glad nie lekker en rustig nie. Want voor jou lê daar dalk 'n week waarvoor jy nie kon sien nie. Dalk moet jy teruggaan na 'n werk toe wat jou uitput, wat jou sleg behandel. Dalk lê daar hierdie week 'n hofsaak voor, 'n moeilike gesprek, 'n doktersafspraak, uitslae van toetse, 'n rekening wat betaal moet word of 'n sperdatum wat soos 'n berg voor jou staan. Dalk weet jy het net 'n paar dae oor om 'n betaling te maak en jy weet nie waar die geld vandaan gaan kom nie. Dalk kyk jy na die week wat voorlê en jou hart sê net, Here, ek weet nie of ek kan sien vir alles wat hierdie week vir my wag nie. En miskien voel jy vanaand of jy net wil wegvlug, nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy moeg is, moeg vir verantwoordelikheid, moeg vir druk, moeg vir mense, moeg om sterk te wees. Maar ek wil jou vanaand herinner, net omdat die week wat voorlê vir jou groot voel, beteken nie dis groter as God nie. Jy weet dalk wat op jou kalender staan, maar jy weet nie alles wat God reeds vir hierdie week vir jou beplan nie. Jy weet dalk van die rekening, maar jy weet nie van die voorsiening wat God reeds voorberei het nie. Jy weet dalk van die moeilike gesprek, maar jy weet nie hoe die Here harte kan sag maak nie. Jy weet dalk van die probleem, maar jy weet nie hoe God vir jou guns, wysheid en 'n uitkoms gaan gee nie. Ons kyk baie keer na die nuwe week deur die lens van vandag se moegheid. En wanneer jy moeg is, lyk alles groter, die probleem lyk groter, die mense lyk moeiliker en die pad vorentoe lyk donkerder. Maar God vra nie vanaand vir jou om die hele week te dra nie. Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Elke dag het genoeg moeilikheid van sy eie. Dit beteken nie ons maak asof daar nie probleme is nie. Dit beteken net ons dra dit nie alleen nie. Daar's dinge wat jy vanaand nie kan verander nie. Jy kan nie nou al hierdie week se gesprekke voer nie. Jy kan nie nou al die rekeninge betaal nie. Jy kan nie nou al weet hoe alles gaan uitwerk nie. Maar jy kan vanaand rus in die waarheid dat God reeds in hierdie week is. Hy gaan nie môre wakker skrik en sê, ek het net geweet, dit wag vir jou nie. Nee, hy weet, hy sien, hy verstaan en hy gaan saam met jou. Psalm 121 vers 1 tot 2 sê, ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Jou hulp kom nie net uit jou salaris nie, jou hulp kom nie van mense af nie, jou hulp kom van die Here. Miskien voel jou hart vanaand onrustig, dan wil ek hê jy moet vir 'n oomblik ophou probeer om alles uit te werk. Haal diep asem. Jy hoef nie die hele week in jou kop deur te leef voordat dit eers begin het nie. Soms vat ons Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag se bekommernisse en ons probeer dit alles op 'n Sondag aand dra. Geen wonder ons voel oorweldig nie. Maar die Here gee genade vir elke dag. En wanneer elke nuwe dag kom, sal daar genade wees vir daardie dag. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, dit is deur die Here se troue liefde dat ons nie omkom nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Groot is u trou. Elke môre nuut. Dit beteken daar wag nuwe genade vir jou in hierdie week. Nuwe krag, nuwe wysheid, nuwe vrede en nuwe leiding.
Vanaand mag jy sê, Here, ek is bang. Here, ek is moeg. Here, ek weet nie hoe nie. Here, ek sien nie 'n uitkoms nie. Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie week gaan kom nie. En weet jy wat? Selfs daar ontmoet hy jou. God is nie kwaad vir jou omdat jy oorweldig voel nie. Hy is naby aan die een wat nie meer weet hoe om sterk te wees nie. So vanaand, voordat jy gaan slaap, gee vir die Here hierdie week, gee vir hom die mense wat jou spanning gee vir hom geldsake, gee vir hom die werk, gee vir hom die afspraak, gee vir hom die saak wat soos 'n swaar klip op jou bors lê, en sê, Here, ek weet nie wat hierdie week inhou nie, maar ek weet, U hou my vas. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe met eerlike harte. Ons kom nie om voor te gee dat alles maklik is nie. Ons kom soos ons is, moeg, bekommerd, onseker en soms bang vir die week wat voorlê. U sien elke persoon wat vanaand met 'n swaar hart lê. U sien die een wat moet teruggaan werk toe en reeds spanning voel. U sien die een wat 'n hofsaak, rekenings, sperdatum, moeilike gesprek, 'n doktersafspraak, 'n uitslag of 'n groot besluit in hierdie week het. U sien die een wat nie weet hoe hulle finansies gaan deurkom nie. Vader, ons bring hierdie hele week voor U. Ons bring al die dae wat voorlê na U toe, maar ons kies om dit nie alles vanaand op ons skouers te dra nie. Ons lê dit by U voete neer. Here Jesus, wees ons vrede wanneer ons gedagtes wil rondhardloop. Wees ons krag wanneer ons moeg is. Wees ons wysheid wanneer ons nie weet wat om te sê of om te doen nie. Wees ons voorsiener waar daar 'n tekort is. Wees ons skuilplek waar ons bang voel. Heilige Gees, kom kalmeer elke hart. Bring stilte waar daar 'n innerlike storm is. Herinner ons dat ons nie alleen hierdie week ingaan nie. Help ons om een dag op 'n slag saam met U te stap. Here, waar daar betalings is wat gemaak moet word, maak 'n pad. Waar daar werksdruk is, gee genade. Waar daar konflik is, bring vrede. Waar daar onsekerheid is, gee leiding. Waar iemand voel hulle wil net wegvlug, hou hulle vas en herinner hulle dat hulle nie deur hierdie week alleen hoef te stap nie. Ons verklaar vanaand dat die week wat voorlê nie groter is as ons God nie. Hierdie week is nie buite U hand nie. Die probleem is nie groter as U voorsiening nie. Die stryd is nie groter as U krag nie. Die onbekende is nie groter as U teenwoordigheid nie. Gee vir elkeen wat luister 'n rustige nag. Laat hulle slaap, nie omdat hulle alles opgelos het nie, maar omdat hulle weet U is betrokke. Laat hulle rus in die waarheid dat U reeds voor hulle uitgegaan het. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Goeienaand familie, mag die vrede van God jou huis, jou gedagtes, jou slaap en die week wat voorlê vanaand bedek. Shalom.